In Spreuke 26 kry ons twee verse wat lyk of hulle mekaar weerspreek. Maar is eintlik 'n doelbewuste Hebreëse wysheidstegniek wat wys dat verskillende situasies verskillende optredes vereis. Nou hier is die rede waarom dit so gebruik is. In vers 4 van Spreuke 26 staan: moenie 'n dwaas antwoord volgens sy eie dwaasheid nie, so jy nie self soos hy word nie. En dan sê vers 5: antwoord 'n dwaas volgens sy dwaasheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. En hierdie teenstelling word gebruik om te wys, daar is nie 'n enkele resep om dwaase mense mee te hanteer nie. Dit vereis eerder onderskeidingsvermoë. Nou wanneer om te swyg, vers 4. Moenie betrokke raak by sinlose argumente, moddergooiery of emosionele debatte nie. As jy op die dwaase vlak reageer, dan verlaag jy jouself tot sy vlak en verloor jy jou eie posisie. Nou wanneer om te praat, vers 5. Soms moet jy 'n dwaase foute of leuns opsetlik, openlik uitwys. As iemand hom nie korrigeer nie, dink hy is reg en hy hardloop in sy eie rigting. Jy antwoord om reg te help, nie om die argument te wen nie. So wysheid is om te weet watter situasie, watter optrede vereis. Die Here Jesus het hierdie beginsel mooi geïllustreer in die manier hoe hy opgetree het met die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle het hom gedurig probeer vastrek met strikvrae. En hy het geweet wanneer om stil te bly, vers 4, wanneer moet hy hulle eie argumente teen hulle gebruik in vers 5. Wanneer die Fariseërs of die Joodse leiers vrae gevra het, wat net strikke of emosionele lokvalle was, het Jesus geweet dat so argument hom op hulle vlak sou verlaag. Hy het geweier om deel te word daarvan. By geleentheid het die Fariseërs en die skrifgeleerdes 'n vrou na Jesus toe gebring. Sy was op oorspel betrap. En hulle het gevra of sy gestenig moet word. Dit was 'n stryk, as hy ja sou sê, sou hy sy reputasie as barmhartig verloor. As hy sê nee, het hy self die wet oortree. In plaas daarvan om te begin stry, wat hom soos hulle sou maak, antwoord hulle nie. Hy buig net af en skryf met sy vinger in die sand. As hy uiteindelik praat, dan sê hy net, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Daar was egter geleenthede, wat Jesus hulle wel na hulle dwaasheid geantwoord het, waar hy hulle eie logika geneem het, en hulle gewys het hoe verkeerd hulle eintlik is. In Matteus 22, kom vra die Fariseërs vir hom, is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal, of nie? As hy ja gesê het, het hy eintlik sy rug op die Jode gedraai. As hy nee gesê het, dan was hy in rebellie teen Rome. Luister na sy antwoord. Hy vra om die muntstuk te sien waarmee die belasting betaal word, en dan vra hy, wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord die keiser se. Toe antwoord hy met hulle eie logika. Gee dan aan die keiser wat die keiser behoort, en gee aan die Here wat aan hom behoort. Hulle was sprakeloos en kon nie meer wys wees in hulle eie oë nie. By geleentheid, in Lukas 14, het die Fariseërs hom deeglik dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag dit sou waag om iemand gesond te maak, so hulle op kon aankla. Maar Jesus wys hulle eie dwaasheid deur vir hulle te sê, as een van julle se seun of 'n bees in 'n put val, sal hom nie dadelik op die Sabbatdag uittrek nie? Hiermee het hulle argumente heeltemal vernietig. Jesus het dus nie 'n vaste resep vir elke gesprek gehad nie. Hy het deur die Heilige Gees onderskei wat die motief van die hart was. So kom ons bid saam. Here, dankie dat ons onderskeiding kan hê, dat U Gees in ons woon. Help ons om ook ons tong te beheer vandag. Amen.